Welkom terug by hierdie week se John Deere graanmarkoorsigg. Ou seisoenpryse bly kwesbaar weens groot voorraad en swakker uitvoermededingendheid, terwyl nuwe seisoenpryse deur El Niño en hoër produksierisiko ondersteun word. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkooorsigg wat met trots aan jou gebring word deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmielie spotprys dan gedaal oor die begin van die week na R3.415 per ton met die Julie 27 kontrakprys af na R3.751. Die geelmielie spotprys daal na R3.470 met die Julie 27 prys af na R3.708 per ton. Die sojaboon kontrakprys daal ook na R8.000 met die Mei 27 kontrakprys op R8.041. Die sonneblom spotprys daal na R10.100 per ton met die Mei 27 kontrakprys nou op R9.200 per ton. Die koringspotprys staan dan nou op R6.130 wat ook gedaal het met die Desember kontrakprys afwaarts na R6.058. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.624. Uitgedopte Argentynse grondbone se nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan nou op R21.368 met die katoenprys ook hoër op R11.350 per ton. Kom ons kyk soos oudergewoonte gou weer na die nuutste pryswys kunsmispryse. Onthou, hierdie is nie pryse geland in Suid-Afrika nie, daar is nog baie kostes wat byvoorbeeld moet bykom om dit nog op die plaas uit te kry, wat vir irium tot R3.500 per ton bo hierdie huidige pryse kan wees. Stikstofpryse styg met irium FOB Arabiese golfpryse tans op R7.121 per ton. Kaliumpryse beweeg sywaarts met KCl FOB Brasilia pryse nou op R6.541 per ton en word minder deur die oorlog beïnvloed. Fosfaatpryse daal bietjie met die MAP FOB Brasilia pryse tans op R14.573 per ton met ammoniumsulfaat se FOB China prys wat styg na R3.643. As jy raad nodig het of sommer net wil gesels oor insetpryse vir die komende seisoen, bel gerus vir Greta op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse te kry en sommer ook dan vir jou raad te gee oor wat sy nou in die mark daarby te sien. Pryswys jou skakel na beter pryse. Die graanmarkte begin hierdie week so bietjie op die agtervoet met die markte wat nou hoofsaaklik die oes in Amerika dophou. Koeler weer en meer reën word oor meeste dele van die produksieareas of die Corn Belt dan voorspel en dit het ongelukkig weer die weerspremie dan uit hierdie mark gehaal vir al families. Die grootste risiko hierdie jaar was egter nooit noodwendig Amerika se oes nie, maar eerder wat later vanjaar dan in Brasilië en in Suid-Afrika kan gebeur, veral as ons nader aan die einde van die jaar beweeg en El Niño moontlik dan sterker raak. Daar is wel plek skade aan die Amerikaanse mielieoes aangerig deur die droë en warm weer wat ons nou tydens Julie maand beleef het, maar op hierdie stadium lyk dit nie vir my of dit die totale oes baie negatief geraak het nie. Julie is dan gewoonlik die maand waarin die mieliemark die sensitiefste vir weer is. In Augustus begin die mark dan weer meer na 'n sojabone se weeromstandighede kyk. Ek dink dis die wisselvalligheid in mieliepryse kan dalk nou 'n bietjie minder raak met pryse wat moontlik verder kan terugsak soos die mark meer sekerheid oor die Amerikaanse mielieoes dan gaan kry. Vir sojabone kan die wisselvalligheid egter nog redelik hoog bly omdat die weer steeds 'n groot rol kan speel oor die komende paar weke. Die vooruitskattings lyk op hierdie stadium relatief goed, solank dit dan so bly, kan dit dalk eerder pryse in soja en oliesaadpryse dan onder druk plaas.
Die rand het ook so bietjie versterk oor die afgelope week en saam met die oorlogspremie wat dan bietjie uit die mark begin beweeg het plaaslike koring, soja en mieliepryse teen die einde van verlede week en die begin van hierdie week weer sterk teruggesak. Die verwagting was nog altyd dat ou seisoenpryse gaan sukkel om sterk opwaartse momentum te behou met die groot oordragsvoorrade wat steeds in almal se agterkop sit. Plaaslik sit ons natuurlik ook met baie groot mielievoorrade en dit kan enige positiewe nuus op die kort termyn redelik vinnig teenwerk. Koring se opwaartse momentum het ook so klein bietjie plat geval met voorrade wat steeds goed lyk en die oorlogspremie wat kleiner geraak het. Wat my wel 'n bietjie bekommer en laat dink dat plaaslike pryse weer kan terugsak, is dat Amerikaanse en Argentynse uitvoerpariteitspryse teen die einde van verlede week dan redelik skerp gedaal het, maar dat Safex-pryse nie noodwendig saam dadelik afwaarts beweeg het nie. Teen Vrydag was die plaaslike geelmielieprys dan ongeveer R300 bo die vergelykbare Amerikaanse prys. Daar is dus 'n ruimte vir plaaslike pryse om verder te sak indien ons meer dringendes moet uitvoer. Ons het nou amper 900 000 ton se mielies alreeds uitgevoer, so ons vorder dan redelik goed om deur ons groot plaaslike voorrade te werk, al is die pryse nog te hoog vir grootskaalse diepsee uitvoere. Die groot fondse in Amerika het intussen hulle netto langposisies in mielies en sojabone ook dan verhoog, terwyl hulle nou omtrent neutraal op koring is. Die groter netto langposisies wys dat fondse steeds belangstelling aan moontlike opwaartse prysbewegings wil hê, maar dit maak ongelukkig die mark ook kwesbaar vir vinnige verkope indien die Amerikaanse weer gunstig bly en ons wel 'n groot oes van hulle verwag. Vir ou seisoen graan dink ek steeds produsente moet prysstygings gebruik soos dit voorkom, veral indien jy nie genoeg stoorplek het nie. Groot plaaslike voorraad en swakker uitvoer mededingendheid kan steeds druk op naby maandpryse dan ongelukkig plaas. Daar is natuurlik faktore wat hierdie afwaartse siening vinnig kan verander. 'n Skielike verswakking in die rand byvoorbeeld, 'n nuwe oorlog of olieprynspremie, 'n onverwagte afgradering van die Amerikaanse mielieoes en sojaoes, vinniger Suid-Afrikaanse uitvoere of warmer en droër Augustus weer in die Amerikaanse sojaboongebiede kan pryse weer vinnig ondersteun. So hou dalk net 'n oog op een van daardie faktore. Vir die nuwe seisoen lyk die prentjie egter heeltemal anders. 'n Versterkende El Niño, hoër insetkostes en die risiko van kleiner oeste in Suid-Afrika en dan ook in Suid-Amerika beteken dat die opwaartse pryspotensiaal steeds baie groot kan wees indien produksie teleurstel. Onthou, wanneer voorraadvlakke begin daal soos wat ons nou gesien het, kan selfs 'n klein afname in aanbod 'n sterk opwaartse prysreaksie veroorsaak. Die groot onsekerheid wat produsente nou moet. Die groot onderskeid wat produsente nou moet tref, is dus tussen ou en nuwe seisoen risiko's. Vir ou seisoen graan bly plaaslike voorraadvlakke, uitvoermededingendheid, die rand en asook Amerikaanse weeromstandighede die belangrikste prysdrywers. Vir die nuwe seisoen verskuif die fokus meer na produksierisiko en weerrisiko. 'n Mens kan dus nie dieselfde bemarkingsstrategie vir albei seisoene volg nie. Ou seisoen prysstygings moet eerder benut word terwyl nuwe seisoen bemarking versigtiger en in kleiner gedeeltes gedoen word. Produksiekoste gaan natuurlik ook 'n groot rol in hierdie besluite speel in die komende seisoen. Ek praat elke week oor insetkostes op ons Farm Bench program en toe dink ek deel dalk sommer 'n bietjie van hierdie inligting met almal hierdie week. Ons het nou reeds 820 gebruikers op die platform, baie dankie vir almal wat wel geregistreer het en begin ons nou 'n redelike goeie idee kry van wat insetkostes in verskillende streke doen. Jy kan jou afgelope seisoen se insetkostes gaan insit, maar ook beplan vir volgende seisoen. Ons dateer ook die nuutste pryse dan vir jou daarop. Wat vir my baie interessant is dat die gemiddelde direkte insetkostes vir droëland sojabone verlede seisoen ongeveer 14.350 per hektaar was vir direkte kostes, terwyl nuwe seisoen se beplanning tot dusver nader aan 13.900 of net so onder 14.000 rand per hektaar lê. Dit is verseker nie omdat insetpryse wel goedkoper geword het nie. Een moontlike verklaring is dat produsente dalk beplan om sekere kostes soos bemesting te probeer spaar vir die komende seisoen, maar ons sal wel moet sien hoe dit gaan uitspeel. Ons het nog nie genoeg inligting om wel 'n gevolgtrekking oor dit te maak nie. Vir mielies het die gemiddelde direkte insetkostes tot dusver van ongeveer 16.900 na ongeveer 18.000 rand per hektaar gestyg.
Baie kan egter nog verander voordat die plantseisoen begin, so gaan besoek gerus farmbench.co.za en skep jou gratis profiel daar. Die platform gee jou toegang tot die jongste produksiekostes en laat jou toe om syfers met die van ander produsente in jou streek te vergelyk. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Hierdie week se John Deere Graan Markoorsig word met trots aan jou moontlik gemaak deur John Deere, Farmbench en Zematic Irrigation Systems. Tot volgende week.